Almagtige Vader, hoekom noem ek U Vader? Wie sê ek mag U Vader hê? Is U nie net God nie? Wat beteken dit om U Vader te noem? Watse implikasies is daar vir my, vir U, vir die mense, vir die koninkryk? Daarom vra ons dat U teenwoordigheid sal neerdaal op hierdie plek, U Gees onsself sal bedien, dat U Gees onsself sal aanraak, ook die mense wat sal luister na hierdie opname. Dat ons nie sal misverstaan en verkeerd verstaan nie. Dat ons nie ons eie interpretasie sal inbring nie, maar kyk wat U sê, wat U woord sê, wat geskrywe staan. Want U is waar, U woord is waar. Daarom het ons U Gees nodig om te onderskei wat is lig en duisternis. Wat is reg, wat is verkeerd. Opend is ons ore en ons hart, Vader. Raak my lippe aan, laat ek spreek wat U sê ek moet spreek. Bedien my. Want selfs ek verstaan nie ten volle nie. U is te groot om te verstaan. Help ons, Vader. Help ons. Ons het U so nodig. Hou ons klein en hou ons nederig ten spyte van wie U sê ons is. En gee ons 'n honger vir U. 'n dors, 'n soeke na U, 'n soeke na U waarheid, 'n soeke na U koninkryk. Posisioneer ons in hierdie verhouding met U waar U wil hê ons moet wees, waar U ons wil gebruik. Ja, laat ons nie te veel dink van onsself nie, maar baie beslis ook nie te min. Maar laat ons sal weet wat U sê. Ons loof en ons prys U daarvoor, Vader. Mag U vereer en verheerlik word in Yahweh se wonderlike naam bid ons. Amen. Hoekom is julle verbaas om te hoor dat julle gode is? Jy's 'n God. Hoekom is jy verbaas daaroor? Dit net omdat jy dit nie geleer het nie? Omdat die kerk dit nie leer nie? Is omdat jy te dink jy's te klein, jy's te min? Dat jy mag het om 'n God te word. Binne jou vermoë, omdat die Gees nou in jou woon. Om hierdie gedeelte reg te sny, reg te verstaan, dink ek is belangrik om te kyk wat beteken die woordjie God. Want as jy God verkeerd verstaan, is jy nou al reeds geskok tot in jou klein tuintjie. Wat is 'n God? En dit is hoe ons die woord bestudeer. Jou interpretasie, jou gedagtegang van 'n woord bepaal hoe jy die woord verstaan. In plaas van laat die woord homself verduidelik. Dat die Gees van God vir jou verduidelik wat is 'n God. Want wat is 'n God vir jou? Antwoord jouself, wat is 'n God vir jou? Ek het hom van die net afgetrek, so staan hy geskrywe, in Christianity and other monistic religions, the creator and ruler of the universe and source of all mortal authority, the supreme being. In certain other religions, a superhuman being or spirit worshipped as having power over nature or human fortunes, a deity. Okay, dit is oor die algemeen ons gedagtegang ook, wat is 'n God? Dis nie wat die woord sê God is. Dis wat die wêreld sê God is. Wat sê die woord is God? Jy sien ons gebruik buitebronne om te probeer die Bybel verstaan. Dis hoekom ons hom nie verstaan nie. Van dit is waar, maar nie volgens woord definisie waar nie. Dan gaan ons aan. A supernatural being worshipped as controlling some part of the world or some aspect of life, or who is the personification of a force. So met ander woorde, Ramaphosa as 'n God.
Elke president is 'n god, want hy beheer sy landgebied. Dis net 'n ander naam vir 'n leier. Een wat mag het, is God, Elohim. Op 'n El. Or, who is the personification of a force? Moet jy nie die verpersoonliking van God op aarde wees nie? Dis 'n instruksie aan jou. So jy die instruksie van God om 'n God te wees op die aarde. Volgens daai definisie. Ek raas nie, verklein nie, praat net. Synonyms: a deity, divinity, immortal. A man of such superior qualities that he seems like a deity to other people. Hoekom dink jy wou hulle met geweld Paulus vat en hom 'n god maak? Dis hoe jy moet lyk in die straat. Hulle moet jou 'n god wil maak. Want jy is superior bo almal op die straat wat nie Joshua het nie. Jy moet die siekes genees, jy moet die dooies opwek, dan gaan hulle jou ook 'n god wil maak. Selfs as Paulus. Want dis wat 'n god is, een wat verhewe is bo die ander. Wat mag het, wat heerskappy het. Dis 'n god. He was a god among men. What does it mean to have personification of God? The personification of God involves giving divine attributes, like wisdom. As jy wisdom het, is jy God. Liefde het, is jy God. Enige karakter van eienskap van God, as jy dit uitleef, is jy 'n God. Human-like qualities or forms to make the abstract concept relatable, seen as a figure like Jesus as God's wisdom in Matthew, personified attributes in the Bible, Lady Wisdom, the word which is the Logos. Dit word gebruik wanneer goddelike eienskappe aan die mens gegee word. Want dis nie hoe die mens is nie, maar sodra hy die karakter van God uitstraal, is hy God. Want dis God wat hy verteenwoordig. Maar ons konsep verstaan dit nie so. Ons sien dit as 'n wese wat aanbid moet word. Dis 'n klein aspek van wat God is. Die betekenis van God. Hier is 'n paar, so as jy hierdie karaktereienskappe wys volgens daai definisies van die wêreld, ons kom nou by die woorddefinisie. Van die wêreld, dan is jy 'n God volgens die wêrelds definisies. Om te kan profeteer. Om 'n spreekbuis vir God te wees. As jy iemand van Joshua vertel, is jy God. 'n woord van wysheid. 'n woord van kennis hê. Genesings kan doen. Bevrydings om duiwels uit te dryf. As jy lankmoedigheid het, as jy verdraagsaamheid het, as jy vriendelikheid uitstraal, dan is jy God. So eenvoudig so dit. Maar ons word dit nie geleer nie. En wanneer ons die goed nie verstaan nie, kan ons nie daarin tap nie. Jy kan dit nie begin doen nie. As jy nie verstaan dat jy 'n seun van God is nie, kan jy nie soos een optree. As jy nie verstaan dat jy 'n prins of 'n prinses is in God se koninkryk nie, kan jy dit nie doen nie. Jy moet dit verstaan om dit te kan lewe. En ek dink dis hoekom Vader hierdie ding in my hart prent, sodat ons kan verstaan wie ons is, dat ons kan begin doen wat ons moet doen. Ons is 'n wurmpie, kan niks doen nie. Daarom is jy 'n wurmpie, jy kan niks doen. Jy is wat jy glo jy is, julle. Nou kom ons by die woord. Wat sê die woord is 'n God? Lukas 22 vers 70. En hulle sê almal, is u, hulle praat met Joshua, is u die seun van God? En hy antwoord hulle, u sê dat ek is. So hy sê ja, jy sê dit. Daarop sê hulle, wat het ons nog getuies nodig?
Want ons het dit self uit sy mond gehoor. Daar's nie nog getuies nodig nie. Hy sê, hy is die seun van God. Wat is die probleem om te sê jy's 'n seun van God? Wat is die probleem om te sê jy's 'n kind van God? Hoekom het hulle ongelukkig geraak? Johannes 19:7. Die Jode antwoord op: ons het 'n wet en volgens die wet moet hy sterf omdat hy homself die seun van God gemaak het. Wie wat hier is, het hom al 'n kind of 'n seun van God genoem. Blasphemer! Jy moet gedood word. Ja. Hoe kan jy jou 'n kind van God noem? Jy kan nie. Jaswa het dit gedoen. Hulle wou hom doodmaak. Hoekom? Wat's die probleem? Ons kyk, wat sê die woord is die probleem. Hoekom was dit volgens die Jode van daardie dag godslasterlik om dit te sê dat jy 'n kind of 'n seun van God is? Wat is die seun van 'n visarend? 'n Visarend. O, die ander is nou agterin. Wat is die seun van 'n leeu? 'n Leeu. En die seun van 'n perd? Hy's nie 'n donkie nie. Hy's 'n perd, regtig, hy's 'n perd. Ek kan jou garandeer. En die seun van 'n kameelperd? Kameelperd. En 'n seun van 'n mens? Ek is 'n seun van 'n mens. Wat is ek? 'n Mens. Dis so, dit werk so. Wat is die seun van God? Hy's God. Soos jy sê jy's 'n kind van God, is jy God. Jy sê dit self. So wat is die probleem? As 'n ou nou sê jy's God. Dit sit dit nie reg op ons teologie nie. Jy's dit nooit geleer nie. So wat sê die woord? Hoekom was dit volgens die Jode van daardie dag godslasterlik om te sê dat jy 'n kind of 'n seun van God is? Johannes 19:17. Die Jode antwoord hom: ons het 'n wet en volgens ons wet moet jy sterf omdat hy homself die seun van God gemaak het. So met ander woorde, hy sê dat hy die seun van God is. Stem julle saam? Dit staan daar. So hy sê dat hy God is. Dis wat hy gesê het. Dis hoekom hom gedoodmaak. Maar dit staan net so geskryf in die woord, ek sal dit vir julle nou lees. So om te sê dat jy 'n kind van God is eintlik godslasterlik. Jy moet gedood word, behalwe as jy die kind van God is en as jy God is. Anders mag jy dit sê nie. So van nou af mag jy nooit meer sê jy's 'n seun van God nie. Jy mag nooit meer sê jy's 'n kind van God nie, behalwe as jy 'n kind van God is. Anders is dit godslasterlik. Johannes 10:36. Sê julle vir hom wat die Vader geheilig en in die wêreld gestuur het, u spreek God lasterlik, omdat ek sê ek is die seun van God? Nou antwoord Jaswa. En kyk wat antwoord hy. Hulle wil hom doodmaak want hy het nou gelaster volgens hulle omdat hy sê hy is die seun van God. Nou antwoord Jaswa. So wat gee ons vandag die reg om te sê ons is 'n kind van God? Wat gee jou die reg om te sê jy is God? Want dis wat jy sê as jy sê jy's 'n seun van God. Wat gee jou daai reg? Die woord self. God self gee jou daai reg. Hy sê jy is God. Ons het mos eenvoudig. Ons moet die woord dis as waar vat of vals. Jy kan nie sekere dinge selektief uithaal en dit wil hoor en dit nie wil hoor. Die woord moet homself bevestig, die woord moet homself beskryf. Daar is egter 'n skrif wat sê en hier sit meeste van ons vasgevang.
Toe sê Joshua vir die hoofman oor 100, gaan en laat dit vir jou wees soos jy geglo het. En die knegt het gesond geword in daardie. As jy glo, jy's net 'n Christen, sal jy net 'n Christen bly, jy sal so dood. Klaar, dis waar jy stop. Jy kan nie groei nie. As jy glo jy is 'n vriend van God, sal jy groei in vriendskap met hom. As jy glo jy's 'n prins of 'n prinses in sy koninkryk, sal jy in daardie verhouding groei met hom. As jy glo hy stel jou aan en gebruik jou as 'n God, dan sal jy groei in daardie verhouding. As jy dit nie glo nie, gaan jy nie daar uitkom nie. Jy kan nie daar uitkom. Hoe kan jy daar uitkom? Dit bots dan met jou. En dis hoekom meeste mense nie bid vir die siekes nie. Hulle dink nie, hulle kan nie. Hulle mind is ek is 'n Christen. 'n Christen doen nie daai ding nie. Die apostels doen dit. Die dominees, daai ouens, hulle doen dit. Nie 'n Christen nie. En dis hoekom ons dit nie doen nie. Want ons verstand is versluier en verbind aan die bose se insaag in wie jy is. Ons moet wees wie God sê jy is. Want hy is jou meester. Hy is jou God. Dis wat meester beteken, hy is bo jou. Kom ons roep dus nou die woord Joshua self. Ons roep die woord self as getuie. Om vir ons te verduidelik wat hy sê. Wat hy vir ons wil verduidelik om te verstaan. Wie was Adam? Volgens skrif. Wie was Adam? Lukas 3:38. En die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God. So Adam was die seun van God. En as die woord sê 'n seun van God is God, dan was Adam God. Dan het Joshua, Adam geskep om 'n God op hierdie aarde te wees, om sy beeld, dankie, en sy gelykenis vir die wêreld te wys. Om vir die wêreld te wys hoe lyk 'n onsiende God. Het hy die mens geskep en gesê jy's 'n God. Jy bewaar die tuin van Eden, jy bewerk dit, jy's geseën. Dis wie Adam was. Hy was God op aarde. Om te heers, want dis wat 'n God beteken. Eksodus 7:1. En Jahwe het aan Moses gesê, kyk, ek stel jou as 'n God vir Farao. En jou broer Aaron sal jou profeet wees. Wat staan daar julle? Wat staan hier geskrywe? Jahwe sê vir Moses, ek stuur jou na die God op aarde, die God van Egipte, want dis hoe hy bekend gestaan het, om sy God te wees. Ek stuur jou Moses om te heers oor Egipte se leier. Jy's groter as hy. Ek stuur jou as 'n God vir hom. Jahwe sê dit. Nou gaan hy verder en hierheen mis ons so bietjie. Wat sê hy? I have made you an Elohim to Pharaoh. And Aaron, your brother, is your prophet, Moses, not my prophet. Aha, julle het dit raak gelees. Aaron submit onder Moses, want Moses is God. En Aaron is die profeet van Moses. Hy spreek net wat Moses sê hy spreek. Interessant, nie? Maar ons lees dit nie so. Behalwe as God die goed vir ons oopmaak. Beteken dit nie ook dat Moses vir daardie saak, nie toe hulle uitgetrek het in Egipte nie, vir daai saak, tot hulle getrek het Jahwe hom God gemaak in Egipte. En selfs God vir Aaron. Want hy mag niks gespreek het as Aaron, as Moses nie vir Aaron sê doen dit nie. Hy kon niks tekens en wonders doen as Moses nie vir hom sê Aaron doen dit nie. Hy was God in Egipte, Moses, 'n mens. Nou hoekom is dit van ons vreemd as God sê jy's 'n God? Ons gaan aan. Wat het gebeur toe Aaron
en Miriam teen Moses gepraat het. God het hulle onmiddellik bestraf en Miriam onmiddellik siek gemaak. Wat 'n beskerming kry jy van Jahweh as jy God is? Jy's 'n ander verteenwoordiger op 'n ander vlak. Exodus 4 vers 16. And he shall speak for you to the people. And it shall be that he shall be a mouth for you. And you shall be a Elohim for him. Jy self 'n God vir Aaron, Moses. Julle dit staan werklik in die Bybel. Jy kan gaan kyk. You will be a mighty one for your brother. Vers 16. En hy moet vir jou met die volk spreek en dan sal hy vir jou 'n mond wees en jy Moses sal vir Aaron 'n God wees. Julle dit staan net so in die Bybel. Net so. Jy sien ons denke keer ons om die waarheid te lees. Maar dis net die begin. OK, nou gaan praat jy met die Zulus in Zululand. Jy verkondig die evangelie, jy kry vir jou 'n betroubare bron wat Zulu kan verstaan, maar hy glo dan in Yahshua. Vir daardie tydperk wat hy jou spraak vertaal, is daai vertaler jou God. Jou God, ja. As ek ry en daar's iemand wat 'n papwiel het langs die kar, en hy kan nie die papwiel vervang nie, en ek sê vir hom, maak oop jou boot, daar's 'n wiel daarin, vat 'n jack, doen dit, is jy daai ou se God? Dis wat God beteken, julle. 'n Meester. Jy leer hom om iets te doen, want hy kan dit nie doen nie. Jy's superieur bo hom in daai taak. Maar hy is dalk weer God vir jou in 'n ander taak. Dis al wat God beteken, julle. Iemand wat verhewe is, wat kennis het, wat autoriteit het bo jou. Dis al wat God beteken. Maar as ons praat van God, sien ons 'n spooky, supernatural ding. Dis Yahweh. Nie God nie. Daar's baie gode, die hele wêreld vol gode. Is jy gesalf? Is jy anoint? Raak al hoe stiller. Is jy anoint? Ek is anoint. En ek weet julle is anoint. So wat beteken dit? Is jy 'n Christus? Is jy 'n Christus? Nie die Christus, julle moet luister. Jy's nie die Christus nie, daar's een. Maar alle gelowiges in Yahshua is die Messias. Is Christus. Want dis wat dit beteken, to be anointed. Maar ons praat nie so nie, want dit bots, ons verstaan nie dit nie. Dit klink ek wil te groot wees. As jy anoint is vir 'n taak, of gesalf is met olie, is jy die Messias. Nie die een waaroor geprofeteer is nie, nie die een wat gekruisig moet word nie, maar jy is 'n Messias, nie die Messias. Dis hoekom hulle vir Johannes die Doper vra, is jy die Messias? Hy sê nee. Is jy die profeet? Hy sê nee. En hy was 'n profeet, maar nie die profeet nie. Verstaan julle, ons moet die goed reg sinkroniseer, dat ons die verskil kan lees en verstaan. Nie die Christus nie, maar 'n Christus. Matteus 16:16. En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Vir hierdie gedeelte gebruik ek nou nie Adonai en Elohim nie, dit kan woorders net deur mekaar maak. Ek gebruik net die woordjie God. Goed. Of ek gaan poog. Hebreërs 1 vers 9. U het geregtigheid liefgehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het o God, u gesalf. Met vreugdeolie bo u metgestel het. Dis wat 'n Christus beteken, 'n anointed one beteken. 2 Korintiërs 1:21. Maar hy wat ons saam met julle bevestig, is die Messias, is Christus en het ons gesalf, dis God.
Soos jy gesalf is jy die Christus. Jy's die Messias. Jy's die gesalfde een. Nie die een waaroor geprofeteer is nie, maar die een wat moet gaan doen wat die gesalfde een sê jy moet doen. Dis dieselfde. Nie in status nie, 'n naam. Wat behoort seuns, kinders van God onder andere te kan doen? Hier's net 'n paar van die goedjies wat ek en jy behoort te kan doen as ons sê ons is seuns van God, kinders van God. Matteus 4:3. En die versoeker, ek haal net die gedeelte aan wat Satan het geweet, Joshua is die seun van God en hy het hom getoets. En as jy 'n seun van God is, behoort jy die goed te kan doen. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode word. So jy moet tekens en wonders kan doen. As u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, en hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Nou wie van julle as julle ry, as julle werk toe gaan, as julle gaan slaap, bid dat die heilige engele jou moet beskerm? Hoekom doen jy dit? Want dis nie vir jou nie, dis vir die seun van God. Die seun van God, dis wat die engele moet doen. So jy bid dit omdat jy 'n kind van God is. En omdat jy 'n kind van God is, sal die engele dit doen. Hulle doen dit nie vir die heidene nie. Hulle doen dit vir die kinders van God. Hulle doen dit vir God. Kan ons verstaan hoe die goed by mekaar inpas? Ons doen goed sonder dat ons verstaan wat ons eintlik bid, wat ons eintlik sê. Vers 29, Matteus 8, en met een skree hulle en sê, wat het ons met u te doen, seun, Jesus, seun van God, het u hier gekom om ons voor die tyd te pynig? So die seuns van God, die kinders van God kan demone pynig. Wie wat nie is, het al bevryding gedoen en die demone gepynig. Jy kan dit net doen as jy 'n seun van God is, as ek kan nie. So as jy daai goed kan doen, is jy 'n kind van God. Want dit is hulle eienskappe. Dis hulle autoriteit. Dis wat hulle het. So ons funksioneer lankal in hierdie karaktereienskappe en ons weet dit net. En jy moet dit nie weet om groot kop te kry nie. Asseblief. As jy in elk geval in die regte verhouding met God is, sal daai goed glad nie eers by jou verstand kom. Galasiërs 4 vers 4. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. Om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. In order to receive the adoption as sons. So Joshua, die seun, die enige gebore seun tans, daar gaan baie gebore seuns kom, die enige gebore seun van God, kom sodat ons aangeneem kan word en kinders van God kan word. Dis mos wat daar staan, of verstaan ek verkeerd? So ons word losgekoop, sodat ons nie meer kinders van Satan is nie. Want wat beteken as jy kind van Satan is? Jy is Satan, jy is die duiwel. Jy doen duiwelse goed. Dis wat 'n kind van Satan is. So ons word losgekoop, sodat ons word aangeneem, sodat ons nou kinders van God kan word. En omdat julle gelowiges in Joshua kinders is, het God sy seun in julle harte gestuur om te roep Abba, Vader. So as daar iemand is wat luister of wat hier sit wat 'n probleem het om vir Jahweh, die God van die skepper van hemel en aarde, Vader te noem, moet ons dit hanteer. As jy 'n probleem het en jy sien jou nie as 'n kind van God nie, jy sien jou nie as 'n seun van God of 'n dogter van God, het jy 'n probleem, want dan het jy nie die gees van Joshua nie. Die gees van Joshua laat jou roep, Abba,
my Vader. Daar staan dit. En omdat julle kinders is, het God die gees van Joshua, die gees van sy seun in julle harte gestuur. So dis Joshua wat binne my is wat sê, Abba, U is my papa, U is my Vader. As jy dit kan doen, het jy nie Joshua in jou. Dis ernstig. Dan staan so in die woord. Okay? So jy moet daai verhouding kan hê dat hy jou Vader is. Dat jy sy seun is. Nou ongelukkig of gelukkig as jy nou sy seun is, sy dogter is, dan is jy God. Okay. Kom ons kom by daai vers uit. Daarom is julle nie meer diensknegte nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is, dan ook erfgename van God deur die Messia, deur Christus. Is daar enige gelowige in Jasper vandag wat hier is en wat nie oortuig is dat jy 'n kind van God is? Dan moet jy eers daar uitkom. Dat jy verstaan hoekom jy 'n kind van God is. Okay. Johannes 10:33. Die Jode antwoord hom en sê, dit is nie oor goeie werke dat ons u stenig nie, maar oor godslastering. Omdat u, wat 'n mens is, u self God maak. Wat het Joshua gesê in die woord, hy is God? Die woorde gebruik. Ek is Elohim. Daar's klomp plekke waar hy sê I am, wat dit ook beteken. Hy het nêrens in ons vertalings gesê ek is God. Nou hoekom sê hulle hy sê hy is God? Omdat hy sê hy is die seun van God. Want 'n seun van 'n perd is 'n perd. En 'n seun van God is God. Dis eenvoudig julle. Dis regtig biologies, dis wetenskap, dis wat dit is. Jy kan nie daar rondom. Of jy moet dit nie sê nie. Joshua het tydens hierdie gesprek nie reguit gesê dat hy God is nie. Nêrens. Johannes 10:34, die vers net daarna. En Joshua, Jesus antwoord hulle, is daar nie in julle wet geskrywe, ek, dis Jahweh, sê julle is gode nie. So God sê reguit vir die mens met sekere autoriteitsvelde, jy's God. God sê dit. En dit staan so geskryf in sy woord. So as jy sê jy's nie God nie, dan sê jy die woord is nie waar nie. Ons sit 'n bietjie in 'n pekelposisie. Daardeur sê ek nie loop in die straat en sê vir almal jy's God nie. Beweeg in daardie karaktersvlak. Beweeg in daardie autoriteitsvlak. Dis al. Niemand hoef te weet wie jy is nie. Doen net wat jy moet doen. Dis al. Vers 35. As die woord van God hulle gode noem. Nou praat Jasper met hulle. Hy sê, staan daar nie in julle wet geskrywe, Jahweh sê, julle is God nie, julle is gode nie. En as die woord van God sê, julle is gode, en die woord van God kan nie verander word nie, is julle gode. Hy gaan en hy verduidelik daai aspek en hy sê, as dit hulle gode noem, vir die tot wie die woord van God gekom het, en die skrif nie gebreek kan word. So as jy die woord van God ontvang het, as jy ontvang het Joshua as die Messias, as jy ontvang het wat hy vir jou kom doen het, as jy ontvang het die woord van God, is jy 'n God. Staan daar geskryf. Daar staan dit. As die woord die mense gode noem tot wie die woord van God gekom het. Die mense wat die woord van God vat en verstaan, is volgens Johannes 10 gode. En dit kan nie verander word nie. Al dink jy jy's nie 'n God nie, die woord sê jy is klaar, afgehandel. Maar jy sal wees wat jy glo. So laat dit vir jou dan wees, soos wat jy wil glo. Vers 36. Hier verduidelik Jasper. Sê julle vir hom, wat die Vader geheilig en in die wêreld gestuur het, u spreek godslasterlik, omdat ek sê, ek is die seun van God. Bring nou daai hele deel bymekaar, dan sê jy, omdat ek sê, ek is die seun van God,
Sê julle ek spreek lasterlik want ek sê ek is God self. Daar staan dit. En dis hoe Jasua volgens hulle godslasterlik gespreek het omdat hy gesê het hy is God. Want hy het gesê hy is die seun van God. En daarom sê ek, as jy sê jy is 'n kind van God en jy is dit nie, laster jy teen God. Dis godslasterlik. En jy kan gedood word daarvoor. So of jy moet besef wie jy is, of jy moet nooit weer gebruik dat jy 'n kind van God is. Een van die twee. Die woord kan nie albei ontvou nie. Daar's een waarheid. Kinders van God is God. Kinders van Satan is Satan. Kyk hoe lyk hulle, kyk wat doen hulle. In hierdie gesprek sien ons dat Jasua bevestig dat as jy sê dat jy 'n seun van God is, jy beweer dat jy wel ook God kan wees. Die Vader-Seun situasie. 'n Mens se kind is 'n mens. God se kind is God. Kan nie anders nie. 1 Johannes 3:1. En dis hoekom ons kan sê ons is kinders. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons gode genoem kan word. Dis wat daar staan. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het. Geliefdes, nou is ons kinders van God. So hulle sê dit. Hulle sê nou is ons gode. Ons het ons nou gesien in die definisie van Jasua, as jy sê jy is 'n seun van God, is jy God. So dis wat hulle eintlik sê, nou is julle gode. Nie vir mekaar nie, gode om die koninkryk van God te manifesteer. Dis hoekom jy God is vir geen ander rede nie, nie om aanbid te word nie, maar om 'n God te wees vir die wêreld, vir die bose magte. Nou is ons kinders van God en dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons as hy Jasua verskyn aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Volgens die woordinterpretasie, ek het niks ingebring nie, ek het net vir julle gewys wat die woord sê. Volgens woordinterpretasie, wat sê jy as jy sê dat jy 'n kind van God is? Die fariseer sal sê dis godslasterlik. Omdat Johannes 10:33. Dit is godslastering omdat jy wat 'n mens is jouself God maak. So as jy sê jy's 'n kind van God, dan sê jy jy's God. Volgens woorddefinisie, julle. Dit het net nooit vir ons so oop gegaan dat ons dit so verstaan nie. So jy sê dit nou al jare lank, maar jy weet nie wat jy sê. Iemand het iewers gesê jy's 'n kind van God en jy like dit, en nou loop jy daarmee. Jy weet nie wat jy eintlik sê nie. Nou weet ons wat jy sê. So nou sit ons met 'n probleem nie. Hoe hanteer ons dit nou? Of ons is nie kinders van God nie, of ons is gode. Daar's net die twee, daar's nie ander een. Of jy's 'n heiden, dan is jy kind van Satan. Dan is jy Satan. So jy moet nou kies. Is jy 'n kind van God of nie? En as jy 'n kind van God is, want die woord sê ek's 'n kind van God, dan is jy 'n God, omdat die woord sê jy's 'n God. Nie ek nie. Die woord sê dit. Een van die probleme om 'n God te wees, kan wees, nou kry ek groot kop, maar dis mense wat nie 'n regte verhouding met God het nie, wat daai gedagtegang eers kry. Wat is die verskil? Toe jy net tot inkeer gekom het. Jy 'n heiden, kom nou en jy word genoem 'n Christen. Hoekom word jy Christen genoem? Hoekom? Want almal word Christene genoem.
En die woord sê vir die eerste keer in Antiochië was hulle Christene, Messiane genoem. Dis hoekom jy happy is as iemand sê jy is 'n Christen of 'n Messiaanse gelowige. Hoekom? Jy het dit geleer. Niemand het jou geleer jy is 'n God nie. So dit bots. Nou kom jy en iewers groei jy en nou word jy uitgestuur om koninkrykswerke te doen. Nou sien jy in die proses as ek 'n disipel van Yahshua, ek sien net 'n Christen. Ek volg hom, ek doen wat hy sê, ek is 'n disipel. Nou verander jou naam. Hoekom? Jy kry meer kennis van wie jy is. Nou word jy uitgestuur, jy besef ek gaan uit. Nou gaan jy uit en jy gaan as 'n leraar of 'n herder of jy gaan uit as 'n apostel. Jy was nie 'n apostel toe jy heiden was nie, né? Jy het eers 'n apostel geword toe jy geleer het wat 'n apostel is. En omdat Yahshua my stuur en 'n gestuurde is 'n apostel. So nou is daar geen fout om jou apostel te noem nie. Nou iewers te leer jy en jy kom agter, joh, maar ek kan ook vir my God sê, Abba, want hy het nou my vader geword en ek het sy kind geword. En ons was jare gelukkig daarmee om seuns en dogters van God te wees. Geen probleem nie. Hoekom nie? Het die openbaring gekry daar. En nou gaan die skrif oop wat sê as jy 'n seun van God is jy eintlik God. Nou bots dit. Want ons het nog nooit gehoor nie. Ons verstaan dit nie. Ons weet nie wat God daarmee bedoel nie. Totdat God met jou praat en dit jou verstaan, dan is jy gemaklik daarmee. So dit moenie vir jou verbasend en vreemd wees nie. Dit staan dan in die woord. Ons het dit net nooit so geleer nie. Daarom verstaan ons dit nie so. So dit beteken nie as jy iemand gaan groet, gooi jy jou hand uit en sê ek is nou God dit en dit nie. Nee, dis iets in jou hart. Dis iets in die stilte. Dis iets wat jy ingroei. Wat is gode? Julle ons is amper klaar, ek weet dit is 'n lang trek. Eksodus 15:11. O Yahweh, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u, verheerlik in heiligheid, gedig en roemryke dade, een wat wonders doen? Wanneer die woord praat van gode, praat hy baie keer van mense. Die leiers van die land, die judges van die land, die konings. Wanneer hy praat van afgode, is dit iets anders. Dis iets anders. Daar is gevalle wat hy praat van gode, dan is dit ook afgode. Eksodus 18:11. Nou weet ek dat Yahweh groter is as al die gode, naamlik in die saak waarin hulle vermetel was teen hulle. 'n El, klomp verskillende betekenis, maar een wat krag het. Een wat sterk is. Dis wat 'n God is. Die sterkste een in hierdie saak is die God van daai saak. So eenvoudig soos dit. Ons sal nou sê die ou uit die kennis, of uit die wysheid, of uit die ondervinding, of ons gee dit ander name, maar die woord sê dis God. Hy is superieur bo die res wat daar is. Elohim is die meervoud daarvan, en dit kan natuurlik verwys na Yahweh ook, maar dit verwys ook na ander, self engele is gode. En wanneer jy God verteenwoordig, ek gaan maar gaan kyk in die woord, wanneer iemand God se woorde gespreek het, hom gesien as God. Wanneer 'n engel kom en hy het 'n boodskap van God gegee het, hulle gesê hy's God. Want dis wat dit is. Maar nie in ons denke nie. Ons denke het iewers geleer God is net een wat aanbid word. Nee, dis die kleinste aspek van 'n God. 'n God or goddess, iets wat groot is. Judges, as jy regspraak uitoefen oor iemand in 'n verhoor, is jy God. Jy's 'n God in daai saak, as jy daar uitloop, is jy nie meer God in daai saak nie, want die saak is afgehandel. Maar tydens jy die rol van 'n judge opneem, is jy God. Mighty, om kragtig te wees in enige saak, is jy God in daai saak. Nie 'n God vir die wêreld nie, in daai saak wat jy verteenwoordig.
Deuteronomium 6:14, julle mag nie agter ander gode aanloop uit die gode van die volke wat rondom julle is nie. Wat dink julle beteken hierdie vers? Psalm 50 vers 1. Die God van die gode, Yahweh spreek en roep die aarde van die opgang van die son af tot sy ondergang. Wat dink jy beteken daai vers? Beteken dit al die afgode aanbid Yahweh? Al die mense. Daai is spesifiek vir mense. Dit beteken Yahweh is bo al die gode op die aarde, al die mense wat gode is. Dis wat dit beteken. So die woord is vol daarvan van mense wat gode is. Wat beteken, ek het reeds gesê, beteken dit ander gode, afgode aanbid Yahweh? Nee. Dit beteken mense, hy's groter as die koning van die land. Hy's groter as daai president. Hy's groter as daai mense. Dis wat dit beteken. Dat ander afgode agter God aanloop of dat mense, mighty ones, agter God aanloop. En dis wat daai vers beteken. Is mense wat gode is. Konings van die konings. Wat dink jy beteken daai vers? Presies dieselfde as God van die gode. Jy's happy om 'n koning te wees, maar moenie jy God maak. Dis presies dieselfde. Daar's geen verskil nie. Is net in jou denke wat dit anders beteken. Want God stel jou aan as 'n koning om te heers. Hy stel jou aan as 'n God om te heers oor daai saak, om goed oor daai saak uit te sorteer. Daarna as jy nie meer 'n God nie, tot hy jou weer aanstel in 'n ander saak, dan as jy weer God in daai saak, of 'n seun, of 'n prins, of 'n vriend, of wat ook al. Psalm 58 vers 2. Spreek julle waarlik geregtigheid o gode, oordeel julle die mense kinders regverdig. Hier praat hy met mense wat priesters is, wat regters is in sake, en hy noem hulle gode. God doen dit. Want dis wat dit beteken, die naam God. Beteken om superior te wees bo ander oor daai saak. Dis al. Mense wat regters is in 'n posisie van heerskappy en autoriteit. Hulle is 'n God. Dis net so goed as daar 'n verhoor is en jy's die presiding officer en jy sit daar voor, kan ek net so wel sê, daar sit die God. Selfde ding. Want hy is die presiding officer oor daai verhoor. Hy is die God oor daai verhoor. Hy gaan die judgment maak. Tot hy klaar is, as ek hom dan buite sien, sê ek nie vir hom God nie. Maar oor daai saak het God hom aangestel as God. Ek hoop ons snap, ek hoop dit gaan oop dat ons kan verstaan wat Vader sê. Wat beteken son of man? Joshua kom en hy sê I'm son of man. Ons het nou die prentjie gesien. 'n Seun van die mens is 'n mens. Daarom was hy vlees en bloed soos ek en jy. Maar hy is ook seun van God, die enige gebore seun van God. Daarom is hy ook God gebore. Goed. Psalm 58:3. Ja, julle bedryf ongeregtighede in die hart, julle weeg op aarde die geweld van julle hande af. Psalm 82 vers 1. God staan in die vergadering van die gode. Hy hou gerig teen midde van die gode. Dink jy dis Astarte en Isis en Ra en Sira en Vishnu en al die gode met wie hy vergadering hou? Nee, dis die mense. Dis jy, dis die seuns van God. Dis met wie hy vergadering hou, die gode. Die wat die woord van God ontvang het, word gode genoem. Ons het dit nou gelees. Dis met wie hy vergader. Het God vergadering met ander gode, afgode of met mense en wesens wat as gode optree? Wat optree as heersers, optree in autoriteit oor sekere sake. Want dis gode. Die vergadering met die seuns van God,
Dis wat daar aangaan. Die seuns van God. Van Genesis af was die seuns van God al gode. Dit het nie verander nie, want God verander nie. 82 vers 6. Ek, dis Yahweh self het gesê, julle is gode en julle is almal seuns van die Allerhoogste God. So Yahweh self sê die seuns van God is gode. Nou hoekom kan ons dit nie vat? Hoekom verstaan ons dit? Hoekom bots dit met ons? Want Satan wil nie hê jy moet dit vat. Hy wil nie hê jy moet dit verstaan. As jy dit verstaan, kan jy in 'n ander vlak in beweeg van bediening in die koninkryk. I said you are Elohim, and all of you are sons of the Most High. So alle seuns van God is gode, sê Yahweh. Nie ek. Ek is net die spreekbuis. Dis moontlik waarna Joshua verwys het. Toe hulle hom aangekla het van godslastering, omdat hy sê hy is die seun van God. Toe sê hy, maar sê God nie, julle is almal gode nie, want julle is almal seuns van God. Joshua antwoord hulle, is daar nie in die wet geskrywe, ek het gesê, julle is gode nie. En as dit hulle gode noem, tot wie die woord van God gekom het. As die woord van God vir jou sê, jy is 'n God, omdat jy die woord van God bestudeer, en dit kan nie gebreek word nie, hoe kan jy sê ek is nie God nie? Praat jy nie teen Yahweh nie? Indien God self gesê het dat julle gelowiges gode is, en Joshua bevestig dit, so ook die apostels, hoekom is julle verbaas as daar vandag vir jou gesê word dat julle gode is? Bestudeer ons nie die woord nie? Dis dan wat daar staan. Nie 'n God verander mense om aanbid te word nie, maar 'n verteenwoordiger van God vir 'n spesifieke saak. Is net 'n ander naam vir 'n apostel. Is net 'n ander naam vir 'n gestuurde. Is net 'n ander naam vir 'n seun van God. Presies dieselfde. Ander aanbid jou nie. Glad nie. As jy 'n God is in hierdie konteks, sal jy dit verwerp sover jy kan, want dit is verkeerd volgens woord. Maar omdat ons dink 'n God moet aanbid word, bots dit met ons. Want wat vra jy vir iemand as jy met hom wil praat oor God? Dan sal jy sê, wat se God aanbid jy? Dis ons mindset, dis wat 'n God is. 'n God moet aanbid word, dis al. Maar daar stop dit. Dis die kleinste gedeelte van die hele godheid. Dis die aanbidding. Dis die kleinste gedeelte. Hy skep alles, hy onderhou alles, hy stuur almal, hy sorg vir almal, hy genees almal, hy bevry almal, en so kan ons aangaan tot môre toe. Dis God. Nie net om aanbid te word nie, dis so 'n klein deel. Omdat hy al daai goed doen, aanbid word. God gebruik jou in hierdie hoedanigheid. Ja, nou, is nog 'n klompie verse, kom ons aan. Psalm 95 vers 3. Want Yahweh is 'n groote God, ja, 'n groot koning bo al die gode. Hy's 'n koning bo al die konings. Hy's 'n koning bo al die gode, is dieselfde betekenis. Hy is die koning bo alle mense wat heerskappy het, of dit in jou huis is, of dit by jou werk is, of dit in die kerk is, of dit in die sportveld is, daar waar jy heerskappy het, is jy 'n God. Maar hy's bo jou. For Yahweh is a great elf and a great sovereign above all the mighty ones. Sê die Engelse vertaling. For the Lord is a great God and a great King above all gods. Job 1 vers 6. En op 'n dag toe die seuns van God
die gode, kom om hulle voor Jahwe te stel, het Satan ook onder hulle gekom. Wat sê ek nou? Sê ek Satan is God? Ja, hy is God. Hy is God. Hy is God van die heidene. Hy is God van die duiwels. Hy is God van die wat hom glo, hom aanbid, wat sonde doen. Hy is hulle God. Die woord sê dit, ek sal nou vir julle lees. Hy is God, Satan is God. Hy is nie om my God nie. Hy is anders se God. Verstaan ons wat 'n God beteken? Jy sien, ons verstaan nog nie wat die woord God beteken. Kom ons kyk. Dit wil dus voorkom of die woord sê dat Satan ook God is, want Satan is 'n seun van God. En as hy 'n seun van God is hy God. Vir 'n spesifieke saak, vir 'n spesifieke taak, vir die oor wie hy heers, is hy God. Hy is nie my God nie, hy heers nie oor my nie. 2 Korintiërs 4:3. Maar as ons evangelie dan nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld, Satan, die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van die Messias, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. So die God van hierdie wêreld is Satan, hy word God genoem, want hy heers oor mense, en omdat hy heers, is hy God. Dis wat die woordjie God beteken. En jy, ek, gelowiges in Yahshua, word aangestel om te wat? Om te heers. So jy word eintlik aangestel as 'n koning, of as 'n God. Wat jy nie wil kies. Dis waarvoor jy aangestel is. As Satan die God van hierdie wêreld is, en kragtig en magtig is, maar Yahshua gee jou die autoriteit oor al sy krag, is jy dan nie 'n God nie? As jy groter is as die God van hierdie wêreld, wat is jy? Jy's 'n God vir Satan. Jy heers oor hom en oor sy werke. Indien jy mag het oor die God van hierdie wêreld, wie is jy? Lukas 10:19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen. Jy word aangestel bo die God van hierdie wêreld. So waar is jy op die hiërargie? 'n Christen. Goed. Laat dit dus vir jou wees, soos jy glo. Iets om oor te mediteer. Nou gooi ek net so 'n paar gedagtegange in. Ek weet hierdie was nou al 'n mond en 'n half vol. Gaan doen asseblief jou eie studie. Jy kan hierdie lering weer deurwerk, deurbid, en mag Vader ons wys. As daar enige skrif is wat sê ons is glad nie gode nie, ons kan nooit gode word nie, stuur dit ook vir my asseblief, dan moet ons hierdie saak nie ons regstel. Iets om oor te mediteer. Galasiërs 4:4 en 5. Sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang, in order to receive the adoption of sons. Ons glo in wie Yahshua is, ons word gees gevul, die gees van Yahshua kom ook in ons, buiten die Ruach HaAmes, die gees van die waarheid, kom die gees van Vader en ook in jou kom, maar ek fokus nou net hier, so die gees van Yahshua, die kom in jou. Nou kan jy die adoption van 'n son ontvang. Nou word jy eers 'n aangenome seun. Goed, nou party van ons is daar, which is fine. Party van ons is nie eens daar nie, ons is nog net Christen. So jy is 'n aangenome kind. Maar daar's ander kinders ook. En ek weet die woord is nie vir almal. Johannes 1:12. Maar almal wat hom, Yahshua, aangeneem het as my redder, as my verlosser, as my Heer, as my meester, as my alles, aan hulle het hy mag gegee om 'n kind van God te word. Dis nie aangenome kinders, dis ander kinders nie. Almal is aangenome kinders wat sy gees ontvang. Maar daar's kinders wat die mag het
Aangenome kinders wat die mag het om kinders te word. OK. Dan is daar nog 'n stel kinders. So daar's 3 kinders in God se koninkryk. Die wedergebore kinders. Die wat gebore is uit God se saad. Die wat nie meer kan sonde doen nie. 1 Petrus 1:23. So daar's 3 stelle kinders. So gaan doen jou eie studie, gaan mediteer op daai woord, gaan vra vir Vader, waar pas ek in? Is ek net 'n aangenome kind, een wat happy is? Jesus het my gered en daar bly ek nou mee? Is ek een wat die mag het om 'n kind te word en ek groei daarin? Is ek een wat al gebore is uit die saad van God en ek kan nie sonde doen? En julle ken die leerstelling, die openbaring wat ek daarvan het, slegs Joshua is daai een. Daar's geen ander een nog nie op die aarde gesien wat uit God se saad gebore is, net Joshua. Na hy opgestaan het uit die dood. Goed. So watter een van die ander 2 is ek en jy? Net 'n aangenome kind of een wat besef ek kan 'n kind van God word? OK. 2 tipe kinders, watter een van daai 2 is seuns van God en dan die wat gebore is uit God se saad. Die seuns van die mens wat aangeneem word en dan 'n kind van God genoem kan word. Abba, ons wil U loof en prys, dit was baie inligting. En U weet, U ken ons hart, Vader, ons soek slegs na U. Ons soek slegs na U waarheid en U woord is waarheid. U woord sal vir ons oopgaan. En daarom is dit my gebed, open ons verstand sodat ons U woord kan verstaan. Dit wat U wil hê ons moet wees, wat U wil hê ons moet doen, wie ons moet wees in U almag en in U heerlikheid en in U koninkryk. Help ons, Vader, om dit te verstaan en hou ons klein en hou ons nederig. En laat dit 'n saak wees soos wat die engel aan Miriam en Maria verskyn het, waar sy dit in haar hart bewaar het. Laat ons nie met hierdie gedagtegang op die mou sal hardloop nie, maar laat ons dit in ons hart berg. Dat U onsself aanraak, dat U onsself bedien, sodat ons weet wie ons is vir U in U koninkryk. Ons loof en prys U, Vader, wonderbaarlik groot is U. Amen.